Welkom by jou ma se potsending, waar ons oor die lekker, sleg, goed, lelik. Ja, al daai goedjies van die lewe saam met Jesus gesels. Ek is Junay Dis Marina. en ons is saam jou ma. Wie is jou mamma? Ons twee. Ja, so ons gaan aan hierdie week met hoe om onderdanig te wees aan ons mans. Ek dink ons het dalk bietjie delusions of grandeur gehad en gedink ons gaan soos duisende Ek het die Google Forms. ek het die gestel op nie meer as 1000. Want ek was nie lus om deur alles te gaan nie. En toe hoef ek nie deur alles te gaan nie. Ja, so ons het geen responses gekry nie Ek het hierdie lifehack gedoen. ja. Dankie dat julle ons nederig hou. Ons werk is weer. net soos ons. Hulle hou nie van huiswerk nie. Nee. Wie hou van dit? O, shit, of vat ek aan my mikrofoontjie, my baba mikrofoontjie. Ja. Ons is weer op ons mini mikrofone vandag. Gelukkig neem ons op. Yes. En ons het hierdie week het ons saam spanbou gehad, laasweek. Dis hoekom ons nie laasweek 'n potsending uitgestuur het nie. En ons het ook mos nou maar tyd gegee vir almal om die Google vorm te volg wat nou nie nodig was nie. Maar wat ek regtig eintlik voor dankbaar is want ek dink as daar Google vorm responses was, sou ek nie met my man gepraat het nie. Want dan was ek soos ons het nou inhoud verstaan. En dit was eintlik eye-opening. Ek dink dit is 'n gesprek wat elke vrou met haar man moet hê en nie net soos een keer dan het jy die antwoord nie. Ek dink dit is iets wat jy deurlopend met hulle moet hê. Ja, soos wat is jou expectations? Ek dink ook so. Ek dink ek het al in 'n vorige potsending gepraat oor hoe die Jode dit doen dat hulle soos basies voor die huwelik gee die man vir die vrou soos 'n hele kontrak. Van wat sy verwagtinge is van haar en wat hy aan haar ook kan bied. En ek dink dit is so 'n cool ding en ek voel hulle moet dit in elke voorhuwelikse wat noem mense dit voorhuwelikse berading. Ja, ek voel hulle moet dit doen. Maar ek voel ook dis iets wat jy deurlopend moet doen. Yes. Want mense verander. Verstaan soos wat jy jou vooropgestelde idees het van as ek eendag 'n mamma gaan wees, is dit hoe ek my kinders gaan hanteer. Yes. En dan word jy 'n mamma en dan is daar ander goeie. Ja, as jy 'n mamma met jou eerste mamma het 'n lysie met jou eerste kind, jy het 'n lysie met jou tweede kind en 'n lysie verstaan so elke jy was 'n aanhouer. Ek was al na die eerste kind soos, "Nope, lysies werk nie vir my." Maar goed verander en ek dink selfs soos seisoene waar mense is, as dit 'n goeie seisoen is, gaan jou man anders voel as wat dit 'n tawwe seisoen is. Ja, dis en ek dink dis hoekom mense net daai kommunikasiekanale oop hou en miskien spaar mense dit sê een keer 'n week mense familievergadering hou en ek een keer 'n week is 'n bietjie rond my man gaan weghardloop. Ja. Maar een keer 'n kwartaal, een keer 'n jaar, een keer 'n maand, een keer 'n 15 jaar. Ek dink dit moet 'n geleentheid wees. Ek dink dis wat vir date nights ook is. Van date nights is nie net vir romanse nie, maar ook vir kommunikasie. Want wanneer kry mens regtig tyd om buite wanneer jy beklei te sit en oor goed te gesels. En dan weet hulle dit kom so hulle kan voorberei. Ja, hier is die agenda vir hierdie week se dag. So ek wil die agenda verloor. Ja. Maar vir baie mense is dit belangrik. Ja, maar nee, ek voel kommunikasie is definitief belangrik, maar wat deur van hierdie Jode dit doen is daar's te veel goed waarmee ons in die huwelik ingaan wat ons nooit bespreek het nie. Soos byvoorbeeld vir alles wat kom by kinders, paartjies wat nou volgens die boek dinge doen, volgens die Bybelboek en eers kinders kry, na hulle getroud is, waarvan ek nie veel weet nie. Soos was dit 'n topik van discussion? Soos hoe gaan ons kinders grootmaak? Wat glo jy? Hoeveel kinders wil jy hê? Op al daai goed. Ek dink dit weer eens dit hang af van kappel tot kappel want byvoorbeeld ek wing dit. Ons weet nou my adaptability is hoog. So ek sê soos 5 kinders, ons doen dit. Ek net om julle ook in die loop te sit hierso met Marina se adaptability. Ons het soos 'n persoonlikheidstoets oor wat jou sterkpunte is by ons spanbou en Marina het adaptability. Ek love my strengths. Ek gaan aanhou daaroor. So ek verstaan myself beter. Nie maar soos iemand soos byvoorbeeld Boetie en sy vroutjie, hulle bespreek alles. Ons het nie eers bespreek regtig heeltemal in wat se kerk ons gaan wees as ons klaar getroud is nie. Dit is iets wat of mettertyd het dit net in plek geval.
geval vir ander mense is dit belangrik om goed te bespreek en vooraf te weet. En dis nie noodwendig verkeerd nie. Nee. So ek dink dit is iets wat ons het geweet ons altyd wil kinders hê, Ja. maar dit was nie soos hoeveel jaar moet ons getroud wees vir ons kinders hê. Ja. Wat is die kind ek het nou die kinders se name gehad, maar dit was net omdat ek my sussie gesels het. As ek nie met haar gesit het gesels het, net ek teen en as die kind gebore word, wat is jou naam? Ja. Boem. Ja. Wat wil jy hê met jou naam wees? Ja. So ek dink dit hang af ook van die tipe kappel wat jy het. Ja. Hmm. Ja. Okay, disclaimer, my ouma en my tannie gaan nou hier agter ons in die kombuis werk, so as julle vreemde geluide hoor, dan is dit. Okay, ja, ons het ook niks obviously bespreek nie. Ons het ook altyd geweet ons wil kinders hê. Maar ek dink dit is soos ons het altyd actually gesê ons wil 4 kinders hê. En soos wat jy sê, dinge verander. Ek wil nog steeds 4 kinders hê, maar Dwayne wil nou na die eerste kind is Dwayne soos een is okay. Genoeg. Ja, Dan. so dit is soos wat jy sê, dis dinamies eintlik. Mense begeertes en planne bly net dieselfde. Ek dink tog mens moet daaroor gesels dat jy op een bladsy Mm, ingaan. As jy nou ekstra bladsytjies wil aanskryf, dan is dit fyn. Ja. Dis 'n boek. ja, Maar jy moet dalk net soos met 'n voorwoord in die huwelik ingaan. ja, Ja. ek agree. Okay, so wat Dwayne gesê het, ek het nog vra die 3 vrae was, wat is vir jou onderdanigheid? Mm. Hoe laat dit jou voel as ek onderdanig is? En die derde Hoe kan een ek jou accountable hou? hoe kan ek jou accountable hou vir as jy nou iets verkeerd doen? Ek kan eers net nie onthou wat sy altyd vir nommer 2 was, maar vir nommer 1 was dit nogal vir my soos eintlik het dit my hart nie hartseer gemaak nie, maar mans verwag eintlik so freaking min. Soos hy was nie soos jy moet elke aand reg staan met 'n bord kos en jy moet my pantoffels by die deur sit en jy moet my skoene uittrek. Hy was soos hy wil ondersteun voel. Al maak hy 'n verkeerde besluit. Dis Oh my word, en toe sê ek net soos dit is regtig die minste. Dis so Dit is wat mooi. enige persoon wil hê. Soos en I do not do that. Soos ek is soos weens sy persoonlikheid en my persoonlikheid keer ek hom nooit as hy besluit wil neem regtig nie. Hy is dominerend en ek hou daarvan. I like my men like that. So maar dan as dinge verkeerd gaan, dan is ek soos ja, jy wou mos dit doen. So en toe sê ek soos dit is eintlik so vieslike eienskap van my en nou besef ek soos dit is onnodig en ek sou dit gehaat het as hy dit die hele tyd met my doen. En ons almal is mense, so ek is seker is al kere in sy lewe wat hy dit met my gedoen het, maar dit is nie iets wat ek vir jou kan sê 'n eienskap van hom is hy kom my elke keer as ek 'n fout maak nie. So dit is definitief iets waaraan ek gaan werk. Ek gaan regtig werk om hom te ondersteun deur dik en deur dit. Nie net om daar te wees nie, maar ook om nie die hele tyd dit op te haal nie, want dit is eintlik vieslik en onnodig en dit verbeter niks nie. Verstaan, dit laat daai persoon net ongeliefd voel. So ja. Dit is wat hy gesê het vir hom onderdanigheid is. En hoe voel dit vir hom as ek onderdanig is? Ek kan nou nie onthou wat hy gesê het. Wat het David gesê met vraag 1? So met vraag 1, definitief is interessant, is soos 'n tema wat uitkom, jou man soek ondersteuning en my man soek vertroue. En die feit dat ek hom moet vertrou as hy besluit neem, dat dit die regte besluit is. So dit is eintlik maar die basies dieselfde, maar ek het vir sommige dink altyd onderdanig beteken ek sê en jy luister, maar dis meer van die effek van ek het 'n gevoel gekry vanoggend toe ek ry. Hulle is eintlik maar soos klein seentjies. In elke man is daar 'n klein seentjie wat nog steeds aanvaarding soek en wat wil weet dit wat ek is groot genoeg om my eie besluit te neem. Kan jy vertrou my dat ek die regte besluit en dat ek altyd die beste en dit is ook wat ek sê dat hy altyd die beste vir die familie wil hê. Maar baie keer is nie dat mense hom question nie. Baie keer dink jy ek het 'n beter, my plan is beter. Want ek dink omdat ons alles connected sien en hulle half gefokus is op die doel, is ons geneig om te sê maar wat van dit en dit en dit. En dat ek mense mag nie vir hulle die opsies gee nie, maar net om te sê Kashap, jy het al besluit geneem, kom ons gaan hom mee en dit is alright. Ja. Agreed. Ja, ek stem. Hy het ook vir my gesê soos hulle hy het gesê hy gaan werk
Okay. Ons was gou geïnterrupt, maar ek het op die foon gebel terwyl ons op die foon die pod opneem. Waar was ek? Ja, hulle werk die hele dag en hulle wil net huis toe kom en vrede hê. Soos ook nie ge-question word oor alles nie. So ek verstaan dit ook. Dit maak vir my sin. Soos die hele dag daar buite word hulle oor alles ge-question en het hulle mense teenoor wie hulle verantwoordbaar is basies. So wanneer hulle by die huis kom, soek hulle vrede. En dit kan ek ook verstaan. En dit is eintlik wat almal soek ook wanneer hulle by die huis kom. Niemand wil beklei wanneer hulle by die huis kom nie. Maar ek kan nie onthou wat ek gesê het oor hoe dit hom laat voel as ek onderdanig is nie. Ja, ek kan glad onthou nie. Wat het David gesê? So hy het gesê, en as ek kan onthou, maar ons dit al bespreek het, en as ek dit vergeet het. Hy het gesê dat hoop ek, né? Dat dit laat voel asof hy weet wat hy doen. Dit gee hom net daai boost van omdat ek vertroue in jou het. Glo weet ek, jy weet wat jy doen en ek het vertroue in jou. En daai gevoel was vir hom, as hy vir hom lekker gemaak het, dat ek nie twyfel in sy leierskap. Dis soos 'n vote of confidence. Ja. Dit maak hom sterker of meer confident. Ja, dit maak sin. Ek kan glad nie onthou wat hy gesê het nie. Maar dan vir nommer 3 was, hoe kan ek jou call op as jy iets verkeerd doen? Toe het hy gesê dat hy wil hê ek moet hom sê as hy iets verkeerd doen. En hy sê daar's maniere om dit te sê, maniere om dit te sê. So hy sê dit gaan oor hoe jy dit sê en dis nog steeds sy besluit. Ja, of hy iets daaraan gaan doen, of hy my advies of wat ook al gaan vat, of hy dit sien soos ek dit sien, maar hy doen verwag van my om hom te sê as hy iets verkeerd doen. En dit was ook nogal vir my soos, want ek het gedink hy gaan wees soos moenie sê of ietsie nie. Maar hy het genoem dat soos baie keer dink ons aan goed en dan sê ons dit vir hulle, dan het hulle al daaraan gedink. Verstaan? En dan is dit asof ons aanhou daarmee. Soos ja. Druppende kraan. Ja, druppende kraan. So sê dit en moenie dit nie sê nie, maar los dit nog steeds in hulle. Vertrou hulle nog steeds. Yes. En dan wat jy tyd. Very much the same. Okay. So as ek hom korrigeer of as ek hom wys op iets, moet ek dit ook los, net een keer. Hy sê een keer is genoeg, hy het dit gehoor, hy gaan oor dink en daai een keer sal maak dat hy as hy voel dat hy verkeerd optree of as hy voel dat hy verkeerde keuse gemaak het, sal hy dit korrigeer. Yes. En dis weer eens, kom terug na die eerste een toe van Vertrou. ek dink hulle wil hê ons moet hulle wys, want daar is goed wat hulle nie sien nie. Ja. En dit is tog wat ons is. Ons is daar om hulle soos bokkies as bokkies in die veld staan. Die een kyk vorentoe en die ander een kyk agtertoe. Hulle almal beskerm mekaar en dit is waarvoor ons daar moet wees, om mekaar te beskerm. Maar sê dit een keer, hier kom 'n leeu en dan los jy dit. Ja. As 'n leeu ja. Ek is nee. Ek gehoor die eerste keer. Maar hoekom hardloop jy? En die ding is, ek is want ek voel altyd as jy nie doen wat ek sê nie, dan het jy my nie reg, dan dat ek myself nie verwoord nie. Ja, dit voel regtig my sit ek myself baie keer verkeerd verwoord en dan probeer ek net op 'n ander manier verduidelik dat jy verstaan hoekom ek dit sê en hy sien dit dan as ek het jou gehoor. Ja. Los my. Maar kom ek sê vir dit kom nou net van my, soos my pet peeve van kerke is, en dit nie alle kerke is nie, maar eintlik spesifiek van preke, is as 'n pastoor een boodskap het, wat hy in 'n preek op 6 verskillende maniere sê. Dan voel ek ook soos ek verstaan die eerste keer. Verstaan? En dit is wat ons met ons mans doen. Ons amper onderskat hulle intelligensie. Verstaan jy wat ek sê? Want dit gaan nie oor 'n goeie begryper te halwe woord nodig. Ons question eintlik onsself en dit is wat die pastore ook doen. So ek het ook al geleer om grace te hê met hulle daaroor. Hulle voel dat die krag van die boodskap in hulle kommunikasie
vaardighede lê, maar dit doen nie. Dit lê in die Heilige Gees wat dit aan die mense gaan openbaar. So jy kan dit een keer sê en dit in God se hande los. En ek dink ons moet dieselfde doen. So sê dit een keer, as jy dit wonkie gecommunicate het, die Here gaan daai saad water gee as dit sy wil is, en as dit nie sy wil is nie, gaan hy nie die saad water gee. En ek dink ons vergeet baie keer dat hy het hulle gekies, net soos dat hy ons vir ons kinders kies om die mamma te wees vir ons kinders wat ons kinders nodig het. Ek voel dit nie altyd sin nie. Het hy ons mans gekies om ons leiers te wees. En as ons dit question, dan question ons eintlik ook vir God ook. 100%. En ons moenie, want dit is die regte. So selfs al kommunikeer ek verkeerd. Ek sê nie moenie kommunikeer nie, want baie keer sien ons gevaarlikies wat hulle nie sien nie. En dan kommunikeer ons dit, los dit. Maar dit is moeilik. Dit is baie moeilik. Is vir ons moeilik, né? Dis regtig vir ons moeilik. Maar iets wat soos laat ons nou, jy weet, 'n vers, ons het weer nog gebid nie Marina, maar so ook. Here, baie dankie vir ons pot, baie dankie vir ons luisteraars. Vader, ek bid dat hierdie potsending regtig hulle harte sal bereik en vrug sal dra in hulle lewe, dat hulle sal hoor wat U wil hê hulle moet hoor en dat hulle sal implementeer wat U wil hê hulle moet implementeer. Vader, dat U hulle huwelike sal seën, dat U hulle huwelike sal versterk en dat U hulle huwelike sal gebruik om eer en glorie aan die groot en heilige naam te bring. Amen. 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 Ons het dan vir die tyd so vinnig geskiep. Ja, ons het 'n vinnige skiep. Ja, dankie tog vir hom, anders moes ons nou weer oor begin. Drink ek môre weer koffie. Waar was ek nou? Ek het nou vergeet. Dit is so scripture wat ek gekry het. Eintlik toe ek gaan dra vanoggend en dit was eintlik iets wat ek gelees het toe ons voorberei al die vrugte en ek dink ewen ek het dit gemention is dat vrouens moet onderdanig wees aan hulle eie man. So volgens Efesiërs 5:22-33, wives be submissive to your own husband as unto the Lord, for the husband is the head of the wife, just as Christ is the head and savior of the church, which is his body. But as the church submits to Christ, so also let the wives be to their own husbands in everything. En dit het my net laat dink aan hoe onderdanig ons in sosiale kontekste aan ander mans is. Soos hoe vinnig sal jy onderdanig wees aan 'n dokter, 'n hoof, 'n baas, want jy sit jouself dadelik in daai posisie van ondergeskikte waar dit glad nie God se instruksie is nie. Dus God se instruksie is juis wees net aan jou eie man onderdanig, want dis juis in die feit dat jy hom anders behandel as ander mans wat jou onderdanigheid nog meer waardevol maak. En ons is geneig om in die wêreld onderdanig te wees en by die huis wil ons kom, jy weet, rammetjie uitnek. Is dit 'n woord? Rammetjie 100% 'n woord. Ja, gesegde. Ja, rammetjie uitnek. En ek dink ewens is nie net waar dit kom by onderdanigheid nie, maar ons hele Christelike wandel, soos ons is 'n super Christen in die wêreld. Maar ons eerste ministry is ons mans. Ons tweede ministry is ons kinders. Die res van die wêreld is 'n derde ministry. En dis hoekom ek dink ek weet nie in watter boek is dit nie, waar Paulus vir Timoteus sê van hoe hy ouderlinge moet kies. Dit moet mans wees wat hulle eie huisgesinne goed lei, want as jy nie jou huisgesin kan lei nie, kan jy die kerk lei. Dis is jou eie huisgesin, is jou eerste prioriteit. Die res van die wêreld is sekondêr. Ja. Al is dit waarvoor God jou geskaap of geroep het. So ek dink ons as vrouens moet dit ook in gedagte hou dat en ek dink ons kort genesing, want ons huis is ons safe space. So dis waar ons al ons maskertjies afhaal en nou maar die lelike wat ook al ons is. En eintlik moet ons so genees dat ons maskers in die wêreld kan afhaal en dat ons die beste weergawe van onsself is daar en by die huis. So net wat ek sê. Want dis 'n maskertjie omdat jy dink mense gaan jou nie aanvaar nie. En so wat op die ou en persoon jy laat daai mense jou eerder verwerk as wat jou eie huisgesin onder jou tirannie lê. Want dit is basically is sy is so nice. Nee, vir my man en my kinders. You ain't seen nothing yet. Ja, en is regtig sad, soos eerlik kan ek sê, soos niemand het my al
gesien soos my man en my kinders. Ek dink as my man en my kinders van die stories vertel, dan sal mense wees soos nee, kan nie wees nie. Soos baie keer sal mense vir my sê, kan jy kwaad word? Ja, beslis. En dis nie mooi nie. Dis vir niemand mooi of lekker nie. So dit wys jou net soos watter persepsie jy skep daar buite, maar is dit die waarheid? En ek dink ook dis wat baie kinders wegdryf van God af. Soos hulle sien hierdie Christelike ouer van hulle wat eintlik so fake is, want dit is op die einde wat dit is. Dis nie dat jy bedoel om 'n heiligelaar te wees nie, maar jy het net nie meer die kapasiteit om daai maskers aan te hou by die huis of in tye wat jy moeg of siek of ek dink ook in 'n familie word jy die meeste getrigger. Ek dink dis waar jou wonder die meeste uitkom is by die mense wat jou liefste is, want ek dink omdat dit juist 'n safe space is, kan jy agterkom, luister, hierdie is vir my so sleg, en dan kan jy daaraan begin werk. So ek dink dit is 'n baie moeilike situasie, want ek dink nie, en ek dit mag verkeerd wees, maar ek dink huweliksmaats moet met mekaar verskil en kan stry en beklei, want ek dink as alles net okay is, dan of mense is fake met mekaar, want dit is vir mense gemaak is om getrigger te word. Ja, en ek meen as daai eisertjies heeltyd verby mekaar sluit, dan gaan daar nie verhouding wees nie. Yes, dis waar. Ek stem. So, maar eintlik hoe mense dan daai konflik moet hanteer, is jy moet dit sien as 'n seëning. Soos okay, hier's iets wat my trigger, vat dit God toe. Ja. Vat dit God toe en sê Here, ek weet nie waar hierdie vandaan kom. Wys my waar dit vandaan kom. Wys my waarvan ek genesing kom. Wys my waarvan ek moet repent, wie ek moet vergewe, wat ook al moet gebeur, sodat ek meer u beeld kan weerspieël. Want dit is iets wat ek besef het, ewen met hierdie hele shadow matching, nie shadow matching, wat is dit? Gift and strengths ding wat ons gedoen het. Ek dink baie van ons sterkpunte is coping mechanisms wat ons aangeleer het, vir een of ander rede. Maar die feit van die saak is, ons is supposed om almal op 'n journey te wees om meer en meer soos Jesus te raak. So, ons is veronderstel om basically na dieselfde blueprint herstel te word. En ek sê nie daai strengths is sleg nie, maar ek sê net ons moet op 'n plek kom waar Jesus se strengths ons strengths is, waar ons net op hom vertrou en nie meer coping mechanisms nodig het om onsself te beskerm nie, maar net op hom vertrou om ons hart sag te hou, om ons beskerm te hou, om ons te voorsien. Ons moet op 'n plek kom van totale afhanklikheid. That is the goal. Want dit is wat Jesus was. Totaal afhanklik. As jy lees in die evangelies, hoeveel tyd hy saam God spandeer het, hoe gereeld hy afgesonder het om te bid. Hy het regtig uitgesê hy doen net wat hy sy Vader sien doen. Hy sê net wat hy sy Vader hoor sê. Dit is waar ons moet kom. Ons moenie besluite neem sonder God nie. Ja. Maar dis moeilik. Dit is maar as dit maklik was, dan het ons almal dit gedoen. Ja, maar ons is op die journey. Ja. En ek dink ons moet grys hê vir onsself. En ek dink ons moet 'n positiewe uitkyk daarop hê. Soos ons is reeds oorwinnaars. Ons is nog besig om ons so sanctification en ons word nog geheilig, maar ons is gered. En ek dink baie keer vergeet ons daai deel. En selfs is dit moeilik, ons is nou heeltemal bietjie van die punt af verlig. Maar valley of high of wakels is ons moet leer om God te prys in elke omstandigheid. Ons moet daai positiewe soek. Al is dit moeilik en al is dit al het jy 'n slegte week, dit beteken nie hy is sleg nie. Dit beteken nie hy is nie meer lief vir jou nie. En ek dink dis waar ek baie keer voel ek het net verkeerd gedoen. Ek is in die moeilikheid en dit is nie so nie. Hy is nie 'n mens, hy dink nie soos ons nie. Hoe groot is hy nie? Hy is groot en sy genade is groot. En ek stem saam met jou, soos ek het hierdie week het ek iewers 'n videoetjie gesien, ek kan nie onthou waar dit was nie, waar die vrou gesê het, ek het haar naam letterlik opgesoek, nou kan ek nie onthou nie. Maar anyway, so sy het gesê die Here het vir haar kind se toekoms gewys en vir haar gesê bid vir dit. Hou op bid uit 'n plek van frustrasie of smeking of bid uit 'n plek van oorwinning, want dit is wat hy vir ons sê ons reeds is. Hy sê ons is reeds oorwinnaars. So bid wat in die gees reeds gebeur het aarde toe.
Maar ek dink in ons huwelike ook. Ek dink ons moet bid dat verstaan want ons almal kan 'n gelukkige huwelik hê. Ek sê nie dit gaan altyd goed gaan nie, maar issues en besluite, ag en probleme kan uitgesorteer word. Verstaan? As mens albei sakkers as mens albei sag is en jy is sag met mekaar en jy het kruis met mekaar, dan kan dit uitgesorteer raak. Ja, en ek dink 'n goeie huwelik beteken nie noodwendig 'n maklike huwelik nie. Daar is 'n verskil. Ek dink dit is 'n wêreldse idee dat comfort equals good. Dit is nie so nie. Dis juis in uitdagings wat 'n huwelik sterker word. So ja, kom ons hierdie week en ook fokus op wat ons sê oor ons huwelik. Kom ons spreek lewe in ons huwelike en ons bid uit 'n plek van oorwinning vir ons mans, vir ons kinders, vir onsself, vir ons huwelik. En kom ons in hierdie gesprek met jou man. Yes, as jy nog nie het nie, hierdie gesprek met jou man. Dit is regtig baie opening. En dan gesels ons weer hopelik volgende week. Ja. Julle met 'n geseënde, God-gevulde week hê. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious towards you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.